Goeiemôre almal. Hoop julle kry nie te koud nie. Ek sien ons kry 'n bietjie min. Dominee Dawie, baie dankie dat jy hier is vanmôre. Ons is bly jy's oké, ons is bly Gerard is hier so, hy voel beter. En ja, oom Dave is hier so, baie dankie dat oom hier is. En ons hoop dit gaan sommer elke dag beter, hoor. Ek wil net so 2 goedjies uitlig. Die eerste een is onthou volgende week begin ons 8:30. Vir 3 maande lank. So vroeg uit die vere, ons hoop ons sien nog steeds almal hierso. Ek wil sommer net dankie sê vir gister se wintermark, almal wat gehelp het, wat kom koop het, wat deel gehad het daaraan. Dit is altyd lekker om as gemeente saam te werk en saam dinge te doen. Ons waardeer elkeen van julle. En dan net weer eens, Dominee Louis, baie dankie dat jy hier is by ons. Ons sien uit na die prediking en ons glo dit gaan geseënd wees. Dankie. Welkom vir julle almal vanmôre. Is ek aan? Ja, sê welkom vir julle almal en ons hoop regtig waar julle vanmôre oop hart en oop gees sal hê te luister en te hoor saam met my. Welkom Dawie. Hy het gesê hy kom my opcheck vanmôre. Maar is reg so. Nee, ek lees so welkom aan Dominee Louis Kloete, emeritus leraar. Ja, ek het myself nog nooit so gesien nie, hoor. Maar lyk my dit is nou maar mense titel. En so maar mense so oud as wat jou gesondheid jou toelaat. Stem julle? Ja, terwyl jy gesond is, gaan die lewe aan. As jy mens begin siek raak, iets tref jou, dan kry mens swaar, né? Ek het al gesien baie keer as mense ouer word en iets gebeur, en dan kan net so maklik iets met 'n mens gebeur. Dankie, ons gaan saam bid en dan gaan ons 'n lofsang sing of 2. Ja. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg hier te kan wees. Dankie dat ons kan weet dat U wat was, U is ook vandag nog steeds en U sal wees tot in alle ewigheid. En ons dankie vir dit. Seën ons samesyn ook, ons gemeenskap met mekaar, die feit dat ons onder een dak sit, dat ons dieselfde belydenis het, dat U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dit maak ons almal boeties en sissies van mekaar, en ons dankie vandag daarvoor. Word U verheerlik, deur sommer net die aandag en die openheid, wat daar in ons harte is vanmôre. Om te luister, ook deur die liedere wat ons gaan sing, en dit wat ons gaan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Groet is jy vandag, in die naam van die Vader en die Seun, en die Heilige Gees, en wees welkom. Wat maak my gelukkig? Wat maak my en jou gelukkig? En laasweek gesê, ons gaan hierdie week 'n bietjie aan. Ons gaan so 'n bietjie hersiening doen, en dan gaan ons 'n bietjie aanbeweeg. My skrifgedeelte wat ek gaan lees, gaan so in die preek inkom, so vers vir vers, soos wat ons aanbeweeg, julle sal dit sien, soos wat ons aangaan vanmôre. Ek het hierdie skyfie raak geloop, daai netjie, en toe neem ek dit af, nie skyfie nie, ek het dit eintlik by 'n plek gesien, en toe neem ek dit af, ek dink dis 'n mooi opsomming van verlede week. The best things in life are not things. Beste dinge in die lewe is nie dinge nie, maar is wie. En ons het laas week 'n bietjie daarna gekyk, gaan so 'n bietjie hersiening doen. Geluk is meer oor 'n wie as oor 'n wat. Dit het ons laas week by stil gestaan. 'n Mens dink partykeer wat dinge is die antwoord, veral as jy ongelukkig is, dan wil 'n mens iets gaan doen, hè? En dan wil jy iets koop, of jy wil iets kry, of jy wil net iets gaan maak om jou weer gelukkig kan stem, want ons wil eintlik almal in ons harte gelukkig wees. Daar is mense, julle gaan later vandag sien, wat floreer op ongelukkigheid, maar hulle is gelukkig min. Maar hulle is daar. Ja, sulke mense. Maar die meeste van ons wil eintlik graag gelukkig wees. Laasweek gekyk, wat het mense wat gelukkig is in algemeen dieselfde? Hulle het vrede. Vrede met God, vrede met hulle self, vrede met hulle medemens.
En ek praat met Christene, want die Nuwe Testament praat met Christene meestal. Ouens wat klaar die Here dien, ons loop in Jesus se voetspore, en dan wil ons graag vrede najaag in ons verhoudings. Sonde bring skeiding. Dit het ons laasweek by stil gestaan en gesê, sonde, as ek droog maak, as ek nie doen wat die Here van my vra nie, in die wies van my lewe, gaan ek ongelukkig wees. En dit is net daar waar die kruks van die saak lê. Mens hoef nie, as jy in Jesus se voetspore loop, jy weet, niemand hoef jou te sê nie. Die Heilige Gees lewe in jou hart. Hy gaan onmiddellik vir jou sê, het jy droog gemaak. Dadelik. En dan doen ons 'n vreemde ding. In plaas van dat ons doen wat die woord sê, om vrede na te jaag, probeer ons onsself handhaaf. Ons probeer reg wees. En ons sal 'n wonderlike geveg aanknoop met die persoon by ons, net om reg te wees. Net om reg te wees. En doen ons nie wat die Bybel sê nie. Dit is ongelukkig. Sonde bring skeiding, sonde bring erosie, dit vernietig 'n verhouding op die lang duur. Ek ry eendag Johannesburg toe, en op die linkerkant, naby Johannesburg is daar ou mynhope, wat hulle gemyn het. En toe ek daar ry, toe staan daar een of ander voertuig daar, wat so dik stroom water in daai mynhoop inspuit. Nou, ek weet nie of hulle op daai stadium hom weer wou herwin, om te kyk wat kan hulle kry, of wil hulle om die ding tot niet gemaak het, of wat is die storie nie, maar hy spuit so stroomwater, sterk stroomwater in hy mynhoop in, en dan vreet hy hom uit. Dit het my altyd bygebly, want dit is 'n prentjie wat gebeur, as ons die wies in ons lewe verwaarloos, dan is dit 'n stroomwater, en dit vernietig dit, sonde doen dit. Hy sal hy verhouding vernietig. Hy sal aanhou daarmee, totdat daar niks meer van hom oorbly nie. En dan soek mense geluk. Daar's ander mense weer in die Christelike tradisie wat sê, God is baie meer gesteld op heiligheid as oor gelukkigheid. Nou, ek weet nie, hoekom hulle die onderskeid daarvan maak nie. Hulle doen dit, ek dink baie van ons het dit al gehoor, en toe kry ek sommer net hierdie prentjies. Ek dink dit is 'n valse onderskeid. Ek dink ons dien 'n God wat wil hê dat ons moet gelukkig wees. Ons wil dit hê, hy wil dit ook hê. Hy wil hê dat ons gelukkig deur die lewe moet gaan, maar ons moet fokus op die wie en nie oor die wat nie. En dan partykeer, as Christene, het ons maar lang gesigte, hoor, partykeer. En waarom het ons lang gesigte? Want ons is ongelukkig. Oor iets, maar oor wies. Dis wat ons ongelukkig maak. Ja, jy kan ongelukkig wees oor die klavier, jy kan ongelukkig wees oor dat. Is goed as dit van verdwyn, later is dit nie meer nie, later is dit weg. En dan môre is jy maar weer ongelukkig, want dit is die wies in die lewe wat ons ongelukkig maak, is nie die wat in die lewe wat ons ongelukkig maak nie. Dit is waaroor dit gaan. En dan daar's nie 'n spanningsveld tussen ongelukkig en heiligheid nie. Daar's nie 'n spanningsveld nie tussen daai twee nie. Jy's nie minder heilig omdat jy gelukkig is nie. Jy's nie minder heilig omdat jy die lewe kan geniet nie. Toe ek laasweek huisry, dink ek daar's 'n belangrike ding wat ek nagelaat het om verlede week te sê. En dit is, ons almal lyk nie op dieselfde manier gelukkig nie. Hoor my mooi. Ons almal lyk nie op dieselfde manier gelukkig nie. Ek as 'n voorbeeld daarvan wil ek jou sportveld te vat. Goed, sportveld op die televisie. As jy daar kyk, ouens wat rugby kyk, daar's mense daar. Hulle sit bykans nooit. As daar net iets gebeur het vir hulle, lyk na iets, het sy 'n skeieregter wat iets verkeerd doen, of het sy 'n speler wat iets reg doen, spring hulle op en hulle is rasend opgewonde en hulle hop daar rond en ek sien dit en ek dink Louis sal dit nie doen nie. As jy saam met my rugby toe gaan, is ek bedees.
Sê nou maar ek is 'n blou bil ondersteuner. Sê nou maar, julle gaan nie hoor nie, want dan skryf party van julle my klaar af. So ek gaan nie sê wat ek is nie. So sê nou maar, ek is 'n blou bil ondersteuner. En ek sit daar op die paviljoen. En jy sien my op televisie. En die blou bulle wen en hulle druk 'n drie en hulle speel op daai dag wonderlik. En jy sien my, toevallig daar neem die kamera my af. En jy kyk na my en sê, sies tog, iemand het seker vir Louis gedwing om daar te wees, want hy lyk nie vreeslik gelukkig nie. Maar net die ou langs my, of twee van my af, kan nooit sit nie. Hy is opgewonde. Dan kom ek by die huis en sê ek vir jou, ja, ek het hierdie wedstryd geniet. Het was ontsettend lekker. En sê jy, jok man, ek het jou op TV gesien, jy het net daar gesit. Ek het nie. Ons gee op verskillende maniere fisies uitdrukking aan gelukkig wees. So moenie iemand tempteer, selfs hier in die kerk, moenie iemand nie tempteer nie, moenie iemand op sy gesig oordeel nie. Hoor, ek wil dit sommer net vir julle sê. Wat maak my en jou gelukkig, het nie te doen met hoe breed jy smile, hoe wyd jou mond kan oopgaan, hoe jy op en af kan spring, of wat ook al nie, want wat maak ons gelukkig? Die wies van die lewe. Nie die wats nie. En ons is nie almal dieselfde nie. So daardie geluk waarvan ek praat nie, is daardie innerlike wete, dat ek lewe in vrede, met mense, met wie ek elke dag te doen kry. En dit maak my gelukkig. En ek wys dit nie dalk op presies dieselfde manier as wat jy dit wys nie. Dis belangrik, en ek het dit laasweek vergeet om te sê, en dis my belangrik om dit sommer net vandag vir julle te sê. Goed, nie nou al daai skyfie nie. Kyk maar so rukkie na daai ouetjie, ek los hom maar vir so 'n oombliekie daar. Ek het laasweek afgesluit deur te sê, dis meer in ons hande as wat ons weet. Geluk is meer 'n wie as 'n wat. Die persone in ons lewens maak ons gelukkig, ongelukkig. As jy op wat dinge wil doen, werk jy uit. Dis wat jy moet onthou van laasweek, wat jy ook moet onthou, is dat mense het vrede gemeenskaplik, mense wat gelukkig is, en ook dat jy moet onthou dat sonde kan dit benadeel. Erg. Kan dit eintlik vernietig as dit moet. Vandag wil ek graag aangaan en sê, ek dink God het ons gemaak om gelukkig te wees. Ek dink is deel van sy beplanning. Dis hoekom hy so baie moeds en moenies vir ons gee. En partykeer wanneer ons die Bybel lees, dan verval ons partykeer in al hierdie moeds en moenies, en ons moenie, ek dink nie dit was God se plan nie. Ek dink sy plan was om vir ons riglyne te gee en vir ons te sê hoe dat ons moet lewe sodat ons gelukkige mense kan wees. En ek wil vandag begin met die bergpredikasie, die eerste paar verse van die bergpredikasie, as illustrasie. Dis net 'n illustrasie, want dit is eintlik 'n greepie uit die Nuwe Testament uit, om vir my en jou te sê, dat geluk is baie meer in ons hande, my geluk is baie meer in my hande, jou geluk is baie meer in jou hande, as wat jy besef. Is baie meer. En dis wat jy van vandag moet onthou. As jy nou vandag huis toe gaan, is daar eintlik 2 of 3 kernsinne wat jy moet onthou. Hoe ek het vir jou gaan illustreer aan die hand van Jesus se woorde, in die begin van die bergpredikasie, gaan jy nie altyd alles onthou nie, jy gaan so hier en daar 'n greepie onthou. Maar dis nie die belangrike nie, dis meer 'n illustrasie van wat die Here Jesus wil doen. En ek wil graag die bergpredikasie gebruik, en ek wil 'n prentjie skilder vir jou, wat jy net voor oë moet hou vir 'n oombliekie. Die bergpredikasie, in daai reeks van The Chosen, beeld hulle dit vir my mooi uit. Ek weet nie presies hoe dit gewerk het nie, maar ek het sommer self daarvan gaan hou toe ek het sien, dat iewerste begin die bergpredikasie in Jesus se lewe te lewe. Hy lewe tussen die mense en hy doen 'n klomp dinge en hy sien dinge gebeur. En wat hy sien gebeur is dat die mense wat met wie hy te doen kry bitter swaar onder die onderdrukking van die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Hulle is geweldig wettisisties en hulle dwing hierdie wette op die mense af en die mense kry swaar. Hy sien dit. Hy beleef dit ook in sy eie lyf, soos wat die Fariseërs en Sadduseërs hom aanval en skrifgeleerdes by elke geleentheid wat hulle kan. Dis nou 'n prentjie. Matteus se evangelie plaas die bergpredikasie baie vroeg. Ek weet nie presies of hy wil sê dit nie begin gebeur of nie, dis nie belangrik nie. Die feit is, dit broei in Jesus se kop, en in The Chosen beeld hulle uit, dat soos wat hy dink aan hierdie dinge, moet Matteus dit neerskrywe. Matteus is by hom. Hy vat vir Matteus saam. Ek weet nie wat so gebeur het nie, dis maar hoe hulle dit uitdruk in daai reeksie van The Chosen.
Maar die bergpredikasie is baie interessant. Toe Jesus begin, sit sy disippels by hom en die mense is daar, 'n groot skare mense en hy begin met hulle te praat. En die bergpredikasie is eintlik 'n preek wat die Here Jesus hou elke keer in konflik met dit wat die Fariseërs en die Sadduseërs die mense wil leer. Elke keer, julle kan hom maar gaan lees. Hy zoom in op hierdie geweldige wettisisme wat die Fariseërs en die Sadduseërs op die mense se skouers laai. Maar aan die ander kant gee die bergpredikasie vir die mense baie duidelike riglyne van hoe hy wil hê ons moet lewe binne die koninkryk van die Here. Nou dis vir ons ook so. Broer en suster, oppas vir wettisisme. Oppas vir wettisisme. Ons verval baie maklik daarin. Sodra iemand nie iets doen wat ons gedink het, hy moes so gedoen het ons 'n wet. En kan ons verval vreeslik maklik daarin. Oppas vir dit. Maar, laat dit daar. Is my so interessant waarmee die Here Jesus begin. En is so interessant waarmee hy eindig. En ek gaan die bergpredikasie nou vanmôre net begin as 'n illustrasie van hoe dat geluk is baie meer in my en jou hande as wat ek en jy weet. Ek dink hierdie klomp mense sit hier voor hom en hulle lyk soos hierdie prentjie. Was hy, daai enetjie. Die Jode dink ek het so gelyk. Daai linkerkant steenetjie en die regterkant steenetjie. Hulle het so gelyk, dink ek. Hulle sit hier voor Jesus. En hy sien hulle. Goed. Nou praat hy met hulle. En dan begin hy met die Griekse woordjie makarios, gelukkig. En dit is 'n baie interessante woord daai as mense die navorsing doen oor daai woord en ek gaan nie julle daarmee verveel nie. Ek wil sommer net sê die nuwe vertaling wat ons sê, die nuwe Afrikaanse vertaling, Afrikaans van die 2020, die nuwe lewende vertaling en die boodskap vertaling vertaal die woordjie makarios met gelukkig. Sommige Engelse vertalings vertaal dit met happy, ander vertalings gebruik die woordjie geseënd. Ek wil vanmôre praat oor gelukkig. Gelukkig is jy. En dan beskryf die Here Jesus hoe lyk gelukkige mense. En dis in teenstelling met wat ons baie keer dink. Dis in teenstelling. Onthou, hy's in die bergpredikasie besig om hierdie goeters wat die Fariseërs en die Sadduseërs voor die mens hou, die hele tyd te konfronteer, as dit ware, en vir hulle te sê. En aan die ander kant wil hy vir die mense wat daar sit leer oor wat is belangrik in die koninkryk. Nou, hy wil vir my en vir jou ook leer oor wat goed is belangrik in die koninkryk. En die bergpredikasie gaan oor die wie. En dan gaan julle nou skok hoor. Wil julle geskok wees? Navorsing het gewys dat Matteus 5, 6 en 7 is van die hoofstukke in die Bybel wat Christene die minste lees. Voel hom net nie. Voel hom net nie. Matteus 5, 6 en 7 is van die hoofstukke in die Bybel wat Christene die minste lees. Is dit interessant nie? Terwyl dit is Jesus se riglyne vir die wies van die lewe. Dis Jesus se riglyne van hoe dat ons die wie mense in ons lewens moet hanteer. Dis Jesus se riglyne vir hoe dat ek en jy gelukkig kan wees. En ons lees dit nie. Want wanneer ons die bergpredikasie lees, nee, dan lees ons die klomp goed wat ons nie doen nie. Broer en suster, het Jesus die bergpredikasie vir my en jou gegee, dat ons elke liewe keer as ons dit lees skuldig moet voel? Nee. Hy het die bergpredikasie gegee sodat ons gelukkig kan wees in hierdie lewe, dat ons dit kan toepas, sodat ons dit kan in ons lewens kan gebruik, sodat ons geluk kan ervaar. En nou, lees ons dit nie. En as ons sukkel om hierdie goed te lees, dan wonder ek oor hoekom sukkel ons so, om gelukkig te wees met die wies van die lewe.
En ons sukkel met die wies, ons sukkel om daai geluk in ons lewens te ervaar, wat ek glo die Here wil hê ons moet ervaar. Ons lees dit nie. Hy begin met die bergpredikasie. Gelukkig is hulle wat weet hoe nodig hulle God het, hoe afhanklik hulle van God is, want hulle is deel van sy koninkryk. Die Here Jesus spreek dadelik 'n mite aan. Luister mooi waarmee begin hy. Hy begin die bergpredikasie met gelukkig. Gelukkig is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is, hoe nodig jy God het. En onmiddellik spreek hy die mite aan dat rykdom of goeders maak mense gelukkig. Die mense wat daar voor hom sit, in Jesus se tyd, was ryk mense gelukkige mense. Arme mense was ongelukkige mense. Ryk mense was geseënde mense. Arme mense is nie geseënde mense nie. Gelukkige mense lewe soos wat God wil hê. Ryk mense, arme mense lewe waarskynlik nie soos wat God wil hê nie, hoekom hulle arm is. Dit was 'n mite. En 'n mite beteken is 'n storie wat rondloop, wat geen bewyse voor het nie, maar mense glo dit. Ons het ook mites wat ons naloop. So dit was 'n mite. En onmiddellik die heel eerste ding wat Jesus sê, broer en suster, die heel eerste ding, moenie jou geluk gaan soek by wat nie. Moenie jou geluk daar gaan soek nie. Mense wat elke dag van hulle lewe weet hoe afhanklik hulle van God is gelukkige mense. Mense wat weet. Mense wat nie geluk gaan soek by arm of ryk nie. Ek dink 'n groter waarheid vandag wat ek en jy waarneem en partykeer sal sien, is dat dit lyk vir my, hoe meer wat jy het, hoe meer ongelukkig is jy. 'n Klein seentjie, hier is 'n storie. 'n Klein seentjie sit in die klas en die juffrou vra, wat doen julle ouers? Wat se werk doen julle ouers? En dan almal sê. En sy kom by hierdie seentjie. Hy sê, my ouers dobbel. Ja. Juffrou is half geskok oor hierdie ouetjie. Sy sê, hoe sê jou ouers dobbel? Is dit hulle werk? Ja, dit is hulle werk. Hy sê, maar hoe dan? Hy sê, hy weet ook nie lekker hoe dit werk nie. Hy sê, maar sy pa staan in die oggende op, en partykeer sy ma, partykeer in die nag staan hulle op, en dan spring hulle op en af, dan is hulle vreeslik bly, en ander kere weer, dan is hulle vreeslik hartseer, en dan voel hulle baie ongelukkig, en hy weet nie wat nie, maar hy dink hulle dobbel. En toe is dit nie al die tyd dobbel nie, toe sy pa en ma, maar net mense wat op die aandelebeurs geld maak. En dan wanneer hulle geld maak, is hulle super bly, en as hulle nie geld maak, is hulle baie ongelukkig. Eendag is hulle dubbel die rykdom wat hulle gehad het, die volgende dag val die Amerikaanse president die rak binne, dan het hulle weer die helfte van hulle rykdom verloor. Wat kom spreek deur Jesus aan? Broer en suster, vat dit. En ons sukkel partykeer, want ons hou so van wat dinge. En die eerste ding wat die Here Jesus sê is, weet hoe afhanklik jy is. En ek dink ons sukkel met afhanklikheid vandag, omdat ons selfversorgend is. As ek luister na die ouer geslag, die mense, die silent generation wat nou omtrent al almal uitgesterf het, maar daar is nog 'n paar oor. Hulle het so afhanklik gelewe voor die Here. So afhanklik gelewe voor die Here. Want wat die plaas vir hulle gegee het en die omgewing vir hulle gegee het, daarvan het hulle gelewe en so dan en wan dorp toe gegaan om iets te koop soos koffie of tee of so ietsie, maar verder alles wat hulle gehad het van die land af gelewe. Totally afhanklik van God vir reën, totally afhanklik van God se seën. Hulle het geweet waar kom dit vandaan. Jy het nie gepraat daaroor nie, want dit was heilige grond waarop jy gestaan het. Jy het nie gepraat oor reën nie, want mense kan nie, jy's net afhanklik van die Here. Vandag word my salaris of joune inbetaal in ons rekening, ons druk die knoppie en daar staan dit en the life goes on. 2 dae later is dit die helfte minder, soos al die aftrekorders deurgegaan het. Ons lewe nie meer met hy wete nie. En eintlik wat die Here Jesus wil kom sê is, moenie jou geluk gaan soek by rykdom nie. Moenie jou geluk gaan soek by dinge nie. En in die wysheidsliteratuur van die Bybel is dit vol. Die oomblik wanneer jy jou vertroue stel, wil die Here Jesus sê in rykdom, goeders, of in posisie, of in status, of in geleenthede, in plaas van op hom, dek jy die tafel vir ongelukkigheid.
Christene het die vermoë om binne die grootste ongelukkigheid in terme van die wêreld te kan sê, ons is gelukkig, want die wies van jou lewe is jy mee in vrede, maar dit wat nou met my gebeur, is moeilik. Hoor julle wat ek sê? Christene kan, want jy lewe in vrede. En as daar goed met die wats van jou lewe gebeur, kan jy dit hanteer, want jou geluk hang nie aan daai dinge nie. Jou geluk hang nie aan daai dinge nie. Dit is so belangrik. Die oomblik as jy jou vertroue stel in rykdom, of dit nou goed is, of posisie, of status, dek jy die tafel van ongelukkigheid. Ek het 'n oom geken, hy is nou al by die Here, die oomie, baie welgestelde oom. Hy het twee interessante goed gesê, wat ek altyd sal onthou, en ek wil dit nou met julle deel, so die enetjie het nie so baie met die preek te doen nie, maar dit skep so die agtergrond. Die oom het gesê, hy het met die Here ooreenkoms gesluit. Ons is 'n baie welgestelde oom. Hy het met die Here ooreenkoms gesluit, en die ooreenkoms gaan as volg. Here, U weet, ek gaan vir 'n ewigheid by U wees. So ek wil graag hier op aarde so lank lewe as wat ek kan. Ek gaan vir 'n ewigheid by U wees. Ek wil graag op aarde lewe so lank as wat ek kan. Ek sal dit altyd vir hom onthou. Maar hy het die volgende ook gesê, en dit wil ek nou met julle deel. Toe het hy siek geword, fris oomie, sterk oomie, kort maar sterk, fris, gesond, gegym, alles, word hy siek. Gaan besoek hom in die hospitaal, sê hy die volgende, hy sê, Louis, ek het genoeg geld om vir my die beste mediese sorg te gee, wat hierdie land vir my kan gee. Maar kan die gesondheid koop nie. En hy oom is dood. Om in sy hospitaal te besoek, was ons om in 'n 5-ster hotel te wees. Ek was nog nooit in so 'n privaat suite in 'n hospitaal gewees as die oom was nie, want hy het die geld. Hy kon dit nie koop nie. Sien broer en suster, waarom? Want al hierdie watgoeders van die lewe, ons kan nie die uitkomste daarvan beheer nie. Luister mooi, anders kan jy vandag se preek mis. Jy kan nie die uitkomste beheer van reën nie, van vuur nie, van brand nie, van wat dinge nie, van 'n ongeluk, van 'n wat nie. Dis nie in jou hande nie. Die oomblik jy dink is in jou hande, dek jy die tafel vir ongelukkigheid, want jy kan nie hierdie uitkomste beheer nie. Maar dit wat in jou hand is, waarvan jy die uitkomste kan beheer, is die wies van jou lewe. Die wies van jou lewe. Hoe jy met jou mense oor die weg kom, hoe jy met mense klaarkom, is in my en jou hande. Meer is wat ons dink. Hierdie ander goeds nie in ons hande nie. In 'n oomblik is dit weg. Geluk is nie 'n wie, 'n wat nie, maar 'n wie, en daarmee begin Jesus. Dan sê hy, gelukkig is die treuriges, want God sal hulle trane afdroog. Ek het so baie nagedink oor wat hierdie treuriges beteken. Ek dink gelukkig is die mense wat nog kan treur oor wat sleg is in die lewe. Gelukkig is die mense wat kan treur oor wat sleg is in die lewe. Daar gebeur genoeg dinge wat sleg is. Ek weet nie of die Here Jesus 'n gedagte gehad het van hierdie mense wat hulle hier, wat moet kom huil by begrafnisse, of moet huil wanneer die hartseer is, dan word hulle betaal nie. Ek weet nie. Maar gelukkig is die mense wat nog kan treur oor wat sleg is. En dis baie interessant, dis gelukkig. Gelukkig is hulle. Mense wat by jou kan wees, mense wat saam met jou kan stap in jou moeilike omstandighede van die lewe. Vriende wat saam met jou kan loop, wat kan deel in die leed en die hartseer van die lewe.
Gelukkig is hulle wat nog kan treur. Daar's genoeg goed om oor te treur, broer en suster. Nou dink jy die Here Jesus het wat dinge in gedagte, nou dink die Here Jesus het wie dinge in gedagte. Daar's genoeg goed om oor te treur. Dis hartseer as mense vir jare en jare en jare nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Het is en dit sal altyd sleg bly. So gelukkig is hulle, sê Jesus, vreemde ding. Maar jy sal geluk ervaar wanneer jy vir 'n oomblik, kan ek julle vanmôre vra, wanneer jy vir 'n oomblikie, net by iemand kan bly wat treur. Weet jy broer en suster, dit is nie oor wat, mense sê so baie keer vir my, iemand is nou op die laaste pad van hulle lewe, hulle weet nie wat hulle moet gaan sê nie, so hulle gaan lieweste nie gaan nie. Die beste ding wat jy kan doen is, jy hoef niks te sê nie. Jy moet net gaan. Jy hoef niks te sê nie. Kan ek julle vanmôre sommer net troos om te sê, mense wat baie siek in die hospitaal is, kan in elk geval nie onthou wat jy gesê het nie. Hulle kan nie onthou nie. Dit is nie vir hulle belangrik nie, maar hulle kan onthou wie was daar en wie was nie daar nie. Dit kan hulle onthou. Hulle weet of jy daar was en of jy nie daar was nie. Maar wat jy gesê het, glad nie onthou nie. Sit net daar, wees net daar, gee die glasie aan, sit net daar. En as jy regtig weet wat om te sê nie, dink aan die profeet wat by die rivier gesit het en hy het ook nie geweet wat om te sê nie. Dis nie belangrik nie. Dis om daar te wees, om net by iemand te wees wat swaar kry. Gelukkig is die wat sag van hart is, sê die Here Jesus, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Sagmoedige mense is nie paboerkige mense nie. Sagmoedige mense is mense met 'n sagte hart. 'n Sagmoedige mens is 'n mens wat weet wie hy voor God is. Om te weet dat jy nie die hoofput in die sak nie. Om te weet dat die lewe draai nie om jou nie. Dis om te weet die son kom nie op omdat jy opgestaan het nie. Die son sak nie omdat jy gaan lê het nie. Dis mense wat nederig is. Dis mense wat weet wie hulle voor God is in die breër konteks van God se skepping. En luister mooi, as jy 'n voorbeeld wil lees, is Dawid. Ons lees in ons stilte tyd so 'n bietjie die psalms van Psalm 121 na die einde toe. En van die laaste, voorlaaste of die tweede laaste of die derde laaste psalm, ek kan nou so onthou nie, lees ek sommer net weer in daai psalm wat God dink van mense wat dink hulle is iets. Jene mense, gelukkig is die sagmoedig is, die wat sag van hart is, wat weet wie hulle voor God is. En een van die mees uitmuntende voorbeelde is Dawid. Dawid wat dieselfde psalm geskryf het wat sê, hoe min is ek voor God, is die psalmskrywer gesê het, ek is maar soos 'n stoffie op die skaal. Wat het jy en ek om op te roem? Die wats van die lewe, die posisie in die lewe, die status in die lewe, het jy dit om op te roem? Dis so, in 'n oomblik is dit weg. Ek dink so aan 'n staatspresident. In 'n oomblik. Dit kan binne 'n paar weke wees as daai man onttroon en hy's van sy posisie af en hy's weg. En hy bestaan nie meer nie. Vergeete, foto op die muur. Is klaar. 'n sagmoedige mens. 'n sagte mens. Sagmoedige mens is 'n sagte mens. Dit is daai iemand van wie iemand sal sê, daai man of daai vrou het 'n sagte hart. Jene mense, dit het niks te doen met jou hart kan werk nie. Niks te doen daarmee dat jy dinamies is in besigheid nie. Jy kan dit wees. Niks te doen daarmee dat jy streng is en regverdig is in besigheid nie. Niks daarmee dat jy 'n goeie boer is of 'n goeie besigheidsman of 'n goeie werker vir waar jy is nie. Niks daarmee te doen nie. Niks daarmee te doen dat jy dryf in jou lewe het en dat jy alles in die lewe het wat jy dink jy kan hê nie. 'n Sagmoedige mens is iemand wat weet wie voor God is. En dit hou jou nederig en dit hou jou klein, dit hou jou op jou plek. Dit maak dat jy nie aan jou fluit wil blaas nie. En dan sê die Here Jesus en al hierdie mense, kyk, dis wat geluk is. Geluk is om jou plek voor God te besef en te weet wie is jy. Gelukkig is die wat honger en dors wat voor God reg is. Hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die mense wat nie skuld of skaamte saamdra of spyt.
Ons lewe almal met hierdie saam. Ons lewe met hierdie goed saam. Daar's besluite wat ons in ons lewens geneem het, wat baie skuld veroorsaak het. Nou praat nie van fisiese skuld nie. Skaamte wat ons met ons saam dra. Of spyt vir keuses en besluite wat ons gemaak het. Wat 'n seisoen is jy nou in? Jy sien mense wat in vrede lewe, en die Here Jesus sê, dit is gelukkige mense. Gelukkige mense is wat doen wat vir God reg is. Gelukkige mense is wat die riglyne volg, wat ek hulle gee, met die visie in hulle lewe. Dis die gelukkige mense. Hulle dra nie onnodig skuld nie. Hulle dra nie onnodig laste nie. Hulle is nie onnodig spyt nie. Want hulle wil in vrede lewe. En dis gelukkige mense. En dit is mense wat honger en dors na wat reg is. En kyk waarmee eindig Jesus die bergpredikasie. Net nou as ek vir julle daarna gaan verwys. Jy honger en dors. Jy wil graag doen dit wat God wil hê, maar ons lees nie die bergpredikasie nie. Ons lees nie die bergpredikasie nie. Ons sukkel met dit, want die bergpredikasie sê, as jy iets teen 'n wie het, dan kom jy nie kerk toe nie, en jy gooi jou 20 randjies in hy dankoffers nie, maar jy lewe in onmin met iemand anders. Gaan asseblief eers op 'n Sondagmôre voor die kerk toe kom, en maak vrede met daai persoon, dan kom jy kerk toe. Nee. Ons doen nie wat vir God reg is nie, maar ons wil gelukkig wees. En omdat ek dan gelukkig wil hê, ek het nie die innerlike vrede nie, plak ek partykeer 'n masker op van geluk. Maar 'n masker is nie die realiteit nie. Die binnekant is jy ongelukkig. We gaan doen wat vir God reg. Dis die gelukkige mense, sê Jesus. Dis mense wat doen wat vir God reg is, dan loop jy nie met hierdie onnodige skuld of spyt of wat ook al rond nie. Ons doen dit, broer en suster, ons is kinders van die Here. En ek wil regtig vanmôre vir jou sê, ek is ook 'n kind van die Here en partykeer maak ek droog. Okay, partykeer doen ek bewustelik wat God nie wil hê nie. Bewustelik. Dit maak my nie minder 'n kind van hom nie. Dit maak nie dat hy kyk na my en sê, weet jy wat, jy veroorsaak jou eie ongelukkigheid, want dit is in jou hande, Louis. Jy het daai keuse gemaak. Jy het daai besluit gemaak. Jy het besluit om jou ruggie reguit te maak. Jy het besluit om nie te vergewe nie. Jy het besluit om nie in vrede te lewe nie. Jy het besluit om dit nie na te loop en na te jaag nie. Jy het besluit om nie die minste te wees nie. Jy sien nou skielik ek nie meer 'n kind van hom wat hy die hemel uit skryf nie, glad nie. Dis net, ons het nie daai geluk wat God wil hê ons moet hê nie. Gelukkig is die mense, sê Jesus, wat deernis in hulle harte het vir ander mense, want God sal aan hulle deernis bewys. Een van die kommentatore skryf oor hierdie een so mooi, en ek gaan dit vir julle in Engels lees, want dit is so mooi, ek vertaal dit moeilik in Afrikaans. Happy are the relational generous. Gelukkig is die mense wat verhoudingsgewys in oorvloed lewe. Gelukkig is die mense, sê Jesus, wat deernis het. En deernis is 'n innerlike reaksie teenoor mense, ek gaan dit vir julle probeer beskryf, waar jy nie wraak in jou hart koester nie. Waar jy nie met deernis is, waar jy nie met onvergewensgesindheid loop nie. Waar jy nie gruwe koester teenoor ander mense nie. Deernis is waar jy nie verbitterd is nie, waar jy nie restituisie wil hê nie. Weet julle wat is restituisie? Restituisie is 'n Ou Testamentiese begrip. Restituisie sê jy moet regmaak vir die kwaad wat jy my aangedoen het. Nuwe Testamenties sê die Here Jesus jy moet kom om vergifnis vra vir die kwaad wat jy my aangedoen het. En ons lewe as Nuwe Testamentiese Christene met restituisie. En restituisie beteken jy doen my kwaad aan en ek gaan jou nie vergewe nie voor jy nie A, B of C of D gedoen het nie. Ons doen dit. Ons doen dit. Ek weet ek moet jou vergewe. Jy het kom sê jy is jammer. En dan wanneer jy kom sê jy is jammer is van ons eerste uitdrukkings wat ons gebruik. As jy kom sê jy lyk nie jammer nie. Hoe moet jy lyk as jy jammer lyk? Hoe? Ek wens iemand kan vir my 'n prentjie teken want daai ou lyk woes jammer. Daai lyk sad ja. Hoe lyk, nou kom jy na jou man en jou vrou toe en jy droog gemaak en die Heilige Gees jou oortuig, nou kom jy en sê ek is jammer. Ag jy lyk nie jammer nie hoor. Wat moet jy nou maak? Restituisie.
Restitusie. Ek gaan nie vir jou sê jy is vergewe voor jy nie A, B of C of D gedoen het nie. Voor jy nie lyk wat ek dink jy lyk jammer nie. Voor jy nie doen wat ek dink jy moet doen om te wys jy is jammer nie, gaan ek nie. Restitusie. Ons is nie meer daar nie. Ons is daar Nuwe Testamentiese wys om aan mense te gee wat hulle in hierdie oomblik nie verdien nie. En dit, ekskuus my woord wat ek nou gaan gebruik, ekskuus vir dit, maar ek gaan dit gebruik, dis vrek moeilik. Dis vrek moeilik vir ons, om vir iemand te gee wat hulle op daai oomblik in ons oë nie verdien nie. En dis genade. Dis vrek moeilik. Want ons wil restitusie lewe, en dan is ons ongelukkig, en dan lewe jy vir 'n dag ongelukkig, of 2 dae ongelukkig, en dames, partykeer sal julle tee drink in die koffiewinkel saam met julle vriendin, en sê, my man het nou al 'n week lank stilstype. Hoe lank het jou man stilstype? Dan praat julle onder mekaar. Dis restitusie. Ons lewe nie meer daar nie. Lewe nie daar nie. Gelukkig is hulle wat deernis het vir mense, wat 'n sagte gees het, wat bereid is om nie in onvrede, onvergifnis, bitterheid, restitusie te wil lewe nie. Jy hoef nie. Ons kan nie teenoor God gaan goed doen sodat hy ons moet vergewe nie. Ons kan nie, broer en suster, ons kan nie. Ons kan ook nie laat mense teenoor ons nou 'n klomp goed moet doen, skryf 'n rits goed neer, en as jy dit klaar gedoen het, dan sal ek jou vergewe nie. Ons lewe nie meer daar nie. Ons is nie meer daar nie. Dis Jesus se woorde, so lyk dit in die koninkryk. Gelukkig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Rein van hart, die wêreld het nie meer vandag baie begrip vir hierdie rein van hart nie. Die samelewing praat nie meer baie van reinheid nie, nie moreel of eties nie. Maar wat die Jesus hier wil sê is dat ons moenie in sonde verval nie. Jy moenie sonde toelaat om in te sluip in jou harte verhard. En dan lewe jy in ongelukkigheid of in onvrede met mense om jou nie. Dis maar een van die mooiste stellings in die Bybel hierdie. Ons moet nie val voor die waarheid van, hoe kon ek so naïef wees om nie te gesien het wat kom nie. Jy weet wat kom, jy weet wat kom. Jy weet wat kom. Jy weet dit. Gelukkig is hulle. En dan, tweede laaste een, gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Hier sê, hier is hierin. Het julle al gelukkige moeilikheidmakers gesien? Het julle al gelukkige moeilikheidmakers gesien? Jy sal nie, want gelukkige mense pla hulle. Okay, gelukkige mense pla hulle. Hulle wil hê dat almal rondom hulle moet so ongelukkig wees soos hulle. Toe ek voorberei en dink weer hier aan, dink ek aan 'n spieël. Toe kry ek soms so 'n prentjie van 'n spieël in my gedagtes om te sê, ongelukkige mense wat nie wil vrede maak nie, wil nie na hulle self in die spieël kyk nie. Hulle sien net ongelukkigheid, maar wil hê die ander moet ook ongelukkig wees, sodat hulle nie self moet spieël om te sien hoe hulle lyk nie. Nee, die Here Jesus sê, gelukkig is jy as jy 'n vredemaker is. Broer en suster, jy skiet in die kol as jy 'n vredemaker is. En partykeer sal een vrou sê, my man maak my so moedeloos. Hy kan nie eens 'n goeie fight nie. My man maak my so moedeloos, hy kan nie eens 'n goeie fight nie. Jy, as 'n Christen, hoef jy nie. Jy hoef nie 'n goeie geveg te veg nie. Want ons is vredemakers. Gelukkig is die vredemakers. Want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. 'n Vredemaker, is die seun van God wat mens geword het, wat slaaf geword het, wat gekruisig is, en wat gesterf het, wat niks was nie. 'n Vredemaker is iemand wat sy knie buig. 'n Vredemaker is iemand wat sterf in homself. En van die moeilikste goed vir ons as volgelinge van Jesus wat in sy voetspore loop, is daai doodgaan ding. Dit is vir ons die moeilikste ding.
Die moeilikste ding is wanneer jy en die wies in jou lewe by 'n punt gekom het waar jy vrede gemaak het, en wat vrede maak beteken het, jy moet nou die knie buig, jy moet nou sterf in jouself, jy moet na jou vrou te loop, jy na jou man te loop, jy na jou kind te loop, jy na jou buurman te loop, buurvrou te loop, en sê, weet jy wat, ek vergewe jou, ek lewe weer met jou, soos wat het was, in vrede. Ons wil nie. Daarom is geluk meer in jou eie hande as wat jy dink. Jy is verantwoordelik daarvoor. Jy is, ek is verantwoordelik daarvoor. Wees 'n vredemaker, broer en suster. Vredemaker. Jakobus het vrede in gedagte wanneer hy skrywe, wees gou om te luister en stadig om te praat. Wees versigtig om wat jy sê. Jakobus skryf en sê, praat woorde wat opbouend is, wat vriendelik is, wat ander kan stig. Hy dink aan 'n gebou wat gebou word, dis 'n prentjie wat in sy kop is. Ons kan nie hierdie tonge van ons beheer nie. 'n Vredemaker kan sy tong beheer, want hy praat minder. Hy praat minder. Vir baie te sê nie. Want jy soek vrede, want 'n vredemaker en geluk loop saam, hand aan hand, saam met mekaar. Ek wil eintlik nou einde se kant toe staan. Wat moet jy onthou? Nee, jammer, eintjie. Wat is gemeenskaplik by hulle almal? As hier Jesus begin met die bergpredikasie, wat is die gemeenskaplike? En dit is geluk is die uitkoms of die gevolg van. Geluk is die uitkoms of die gevolg van wat? Die keuses wat ek en jy maak. Jou geluk is meer in jou hande as wat jy dink, op grond van die keuses wat jy en ek maak. 'n gelukkige mens is nie iemand wat sy vinger wys na ander nie. 'n gelukkige mens is nie iemand wat die ander mense verantwoordelik maak vir hulle geluk nie. Dis keuses wat jy self maak. John Maxwell nooi sy vrou op die verhoog een keer toe hy praat voor 'n klomp mense. En hy sê, dit is Yvonne, dis my vrou. And she adds to my happiness. En die mense is stil, soos julle nou. She adds to my happiness. She's not my happiness. She adds to my happiness. Hy sê, maar sy doen dit goed. Hoor julle wat sê hy? Ek wat John Maxwell is verantwoordelik vir my eie geluk. My vrou, my man dra by tot my geluk. Anders te wys ons heeltyd vinger. Jy maak my so ongelukkig. Jy doen dit, jy doen dit. Jy doen dit, jy doen dat. Jy is nie, jy kan 'n keuse maak. Van hoe ek en jy dit hanteer. So, wat is die gemeenskaplike van hierdie bergpredikasie? Wat is die gemeenskaplike wat die Bybel ons leer? Die Nuwe Testament, hier is maar 'n voorbeeldjie waar Jesus mee begin, is dat jy is verantwoordelik op grond van die keuses wat jy maak. You sow and reap your way to happiness. Jy saai en oes jou pad na geluk. Jy saai en oes dit, en dis belangrik, want hoe meer jy saai op daai terrein, hoe meer gaan jy vreugde en geluk oes. Jesus eindig, interessant die bergpredikasie, eindig hy met hierdie woorde. Elkeen wat aan my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie sy huis op 'n soliede rots gebou het, dit vat tyd. Maar elkeen wat na my woorde luister en nie daarvolgens handel nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is, dit vat tyd. Ek het dit vat tyd, het ek self bygeskryf, ek gaan dit nou verduidelik. Wat doen die Here Jesus? Hy praat oor die bergpredikasie. Hy sit daar, die mense sit voor hom. Hy vertel vir hulle om te sê, julle hoef nie meer onder wette te staan nie. Julle staan nie onder 'n klomp wette nie. Jy gaan nie meer verlore raak as jy sekere goed nie doen nie. En soos wat die Fariseërs en Sadduseërs julle leer, nee. Hier gee ek nou vir julle riglyne, hoe julle in vrede gelyk staan, geluk kan lewe met ander mense. Hier gee ek vir jou riglyne hoe jy kan saai in mense se verhoudings in. Gaan doen dit. As jy dit doen, is jy soos 'n rots, soos 'n huis wat op rots gebou is. As jy dit nie doen nie, is jy soos 'n huis wat op sand gebou is, en dit vat tyd. Wat wil ek sê? Broer en suster, saai jy die verkeerde goed in 'n verhouding in, gaan die huis op 'n stadium in mekaar tuimel. Klaar. Hou jy, bemoei jou met sonde en steek jy dit weg en doen jy goed in die geheim, sal dit uitkom en die huis sal in mekaar tuimel, jy gaan skade kry. Jy gaan ongelooflik skade kry. En daarom moet ons doen wat vir God reg is. Maar saai jy goeie goed in 'n verhouding in? Staan jy terug wanneer jy moet terugstaan? Is jy 'n vredemaker? Het jy 'n sagte hart en 'n sagte gees? Is jy nederig? Is jy vol deernis? Dra jy nie onvergifnis met jou saam nie?
Is jy bereid om saam met iemand te stap en te loop en nie restituisie van mense te verwag wat jou kwaad aangedoen het in die lewe nie? Dan saai jy goeie goed in verhoudings in. Moenie 'n weldaad van iemand terughou wanneer jy 'n weldaad vir iemand kan gee nie. Jene. Wanneer jy goed kan doen aan iemand anders, goed kan sê van iemand anders, sê dit. Doen dit. En ervaar dat jy saai en éventueel is jou huis soos 'n huis wat op rots gebou is. Dit vat tyd. Verhoudings en goeders met mense is aan tyd gekoppel. Saai jy goeie goed in, gaan jy goed oes. Saai jy slegte goed in, gaan jy sleg oes. Dis wat gaan gebeur. So is baie meer in jou hande as wat ek en jy dink. Daarom wil ek vandag daarmee sluit. En dis waarmee ek moet gaan. Jy is self verantwoordelik vir die keuses wat jy maak. Ek is self verantwoordelik vir die keuses wat ek maak. Voorbeeld. Baie simpel voorbeeldjie, maar 'n kleintjie en dan sal ek afsluit. Dis wanneer jy te vinnig ry. En na so 'n maand kry jy 'n kennisgewing op die internet. Het sy op jou e-pos of het sy op jou foon 'n fotootjie van jou kar met die nommerplaat. Sê maar ek was so waar my nommerplaat daai. En dan sê kwaad, vies vir die foto wat verskyn het. En jy is vies vir die ouens wat die kamera opgestel het. Hoekom? Jy is verantwoordelik vir jou eie geluk. Hoekom sê jy vies vir hulle? Dis jy wat te vinnig gery het. Jy sien, gelukkige mense aanvaar verantwoordelikheid vir hulle eie besluite. Jy kan kies. Ry volgende keer stadiger. Ek dink Carolina het my gevang nou die môre daar weer op pad. Nie Chris is meer nie, Carolina. As jy hier uitry, jy draai regs oor die treinspoor. So waar is vet is daar 'n klein stukkie wat jy moet 60 ry. En ek dink ek het 70 gery. Ek gaan hy foto kry een van die dae. Een van die dae. Ek hou nie van hy foto's nou, jy van hulle. Nee man, dis die wats in die lewe, sien jy? Dis die wats. Nee broer en suster, vat dit met julle saam, ek bid julle regtig toe. 'n Gelukkige lewe met die wies van jou lewe. En die Bybel gee vir ons die wonderlikste en die mooiste riglyne vir hoe om te doen. Doen ons dit, ervaar ons die vrug daarvan. Doen ons dit nie, sal jy die vrug ook daarvan ervaar in jou lewe. En dit sal by jou geluk steel. Of jy gaan meer gelukkig wees in jou lewe. Dis jou keuse. Dankie vir die geleentheid wat ek gehad het, 2 weke by julle te wees en hierdie met julle te deel. Ek hoop dit was vir julle soos goeie wind in julle seile en dat julle dit met julle kan saamvat en saamdra en onthou, as jy volgende keer weer wil ongelukkig raak en die vinger wil wys, kyk eerder wat's in jou hand. Maar wat kan jy doen? En dan maak jy dalk 'n nuwe besluit en 'n nuwe keuse. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg om vandag so na u woord te kan luister. Dankie Jesus dat u prakties met u voete op die aarde gestaan het. U het gesien wat gebeur en het ingespeel daarop. So sien u vandag nog steeds wat met ons gebeur en u speel in daarop en ons is u kinders. Dankie dat u wil hê dat ons in geluk en in vrede moet lewe met u, met onsself en met mense om ons. Help ons om bedagsaam te lewe, bewustelik te lewe, sodat ons die regte keuses kan maak. Ook in die lewe daar buite. Ons dankie daarvoor. So bid ons Here met 'n besorgdheid in ons harte oor eerskomende Dinsdag oor ons land. Ons is so net bekommerd oor dit wat ouens beplan. Dit kan so maklik ontaard in 'n klomp aaklighede. En ons sal bid Here dat mense veilig sal wees en dat mense met oorleg sal optree oor dit wat hulle ongelukkig maak. En hou ons veilig. Dis wat ons vra. Sien ook hierdie gemeente, Here, ek bid ook u genade en u seën af oor hulle elkeen.
Ons bid dit in U naam. Amen. Nou mag sy genade en mag sy liefde en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees in al jou wies van jou lewe. Amen. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur die Heilige Gees. Die Seun van God, drie-enig, sal vir ewig jou wees. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.